Waardeerde kijkers, pastoor Frans Ooyeberg van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker en ons komende Koning. Ek hoop ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat ons nog 'n geleentheid het om na die woord van die Here te kyk en veral in die boek 1 Petrus. Ons vra dat die Heilige Gees ons sal help om te verstaan wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hierdie is deel 10 van ons reeks oor die boek Petrus. Ek doen hom baie intensief, so ons gaan baie lank besig wees met die twee boeke 1 Petrus en 2 Petrus. Maar ons is vandag by vers 6. Kom ons lees vers 6. Daarom staan dit in die skrif, kyk ek lê in Sion, 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat hom glo sal nooit beskaam word nie. Wie is hierdie, kom ek lees dit weer, wie is hierdie uitverkore en kosbare hoeksteen? Jesus Christus. Jesus Christus, die Seun van God op aarde, maar ook die tweede persoonlikheid in die Godheid. En wanneer ek sê die tweede persoonlikheid in die Godheid, dan sê ek dit as gevolg van die feit dat ons as mens die drie-eenheid so verstaan. Maar hy is nie tweede in die opsig dat hy is die Vader en hier is die Seun en dan kom die Heilige Gees nie. Nee, hy is nie tweede in posisie nie. Hulle al drie is op dieselfde vlak. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In eenheid, in gesindheid. Nou kom hy en hy fokus maar net op hierdie ene, op Jesus Christus, die uitverkorene. Die kosbare hoeksteen. Dis hy. Hy het vir jou gesterf aan die kruis. Daaroor is hy uitverkore en kosbaar. Vir jou sondes het hy gesterf. Hy is begrawe, hy het opgestaan, hy sit in die langs die Vader, waar hy vir ons intree. En daaroor is hy kosbaar. En as jy in hom glo, as jy glo in die boodskap van die kruis, met ander woorde, as jy glo in dit wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het, en dat dit, toe hy gesê dit is volbring, dis afgehandel, dis finish, dis klaar, as jy daai boodskap glo, weet jy wat is jy dan? Jy is dan die uitverkorene, want jy is in die uitverkorene. God sien jou in dieselfde oog as wat hy Christus sien. En as ek so 'n bietjie stadig praat met party, so wil ek net sê, dis omdat ek probeer sê wat God in my hart lê om te sê. Maar kom ons gaan aan. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word. Halleluja, halleluja. Ek sal nooit beskaam word nie. Binne in my verdrukking, binne in my swaar kry, binne in my, as ek in Engels het kan sê, trials and tribulations, het ek die vermoë om uit te roep en te sê ek is dankbaar, ek is vol vreugde, want ek is op pad hemel toe. Ek is gered, my sondes is vergewe. Ek gaan vir ewig lewe. Het jy al ooit gedink wat daai woord ewig lewe werklik beteken? Kom ek gee vir jy gou uitleg van die woord ewige lewe. In die oorspronklike tale bedoel ewige lewe, ewige lewe. Dit bedoel jy gaan vir ewig lewe. Vir ewig lewe, pastoor? Ja. In 'n verheerlikte
liggaam, wat gaan lyk soos wat hierdie een lyk? Pastoor, is jy seker dit gaan, ja, toe Christus uit die dood opstaan met sy verheerlikte liggaam, het hy hom nie gaan voorstel aan die disippels en sê, hallo, ek is Jesus, hallo, ek is Jesus, hallo, nee, hulle het hom dadelik herken. Hoekom het hulle hom herken? Want hy het 'n verheerlikte liggaam. Die ou mense gaan net nie plooie hê nie, maar ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê, sonder krankheid, sonder siekte. En in daardie verheerlikte liggaam gaan jy nooit, maar nooit ophou bestaan nie. Nou weet ek, daar's mense wat sê, en ek het dit ook al gesê, die lewe is so lank. Ons sukkel om deur die dag te kom. Veral mense wat siek is. Dis elke oomblik van die dag is dit pyn, ellende, lyding. En as ek in die nag kom en ek kan nie slaap nie, die nag is so lank. Die 70 of 80 jaar op aarde is 'n lang tyd. Hoe gaan ek 'n ewigheid gelewe kan kry? Maklik. Sonder sonde, sonder siekte, sonder pyn. In Christus Jesus is jy die uitverkore van God. Jy kom in die hemel, jy sien hom van aangesig tot aangesig. Jy sien die Vader van aangesig tot aangesig. Jy sien die Heilige Gees van aangesig tot aangesig. En onmiddellik wil jy vir ewig lewe. Want jy wil vir ewig in hulle teenwoordigheid wees. Jy wil vir ewig hulle lofprysing sing. Jy wil vir ewig doen wat die Vader wil hê jy wil doen. Dis die ewige lewe. En as jy glo in Jesus Christus, sal jy vir ewig lewe. So wanneer dit swaar gaan, kan ek sê, in Christus, in God is ek verborge. In Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. In Christus is ek deel van die liggaam van Christus. In Christus gaan ek vir ewig lewe. Kom ons gaan aan. Vir hulle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. 'n Steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Die wêreld wil hom nie ken nie. As jy gaan kyk, dan is daar verdrukking om elke hoek en draai. Christene word by die honderde doodgemaak in Iran, in Pakistan, self in Nigerië. Self in ons land is daar verdrukking, swaar kry. Hoekom? Want die wêreld haat Christus. En weet jy hoekom haat die wêreld Christus? Hulle weet nie. Die wêreld haat net dood eenvoudig vir Jesus Christus, omdat hy aangestoot en aangespoor en opgesweep word deur Christus se vyand, die duiwel homself. Die mense wat God so haat, en veral kan ons kyk na die lesbian, homoseksueel, daai hele gemeentes, die LGBTQ, wat ook al, daai hele alfabet. Hulle haat God met 'n passie. Hulle haat Christus met 'n passie. Want hy is die steen waaroor hulle struikel. Hoekom haat die ateïs God? Hy sê God bestaan nie, maar tog haat hy God. Die duiwelaanbidders weet God bestaan, maar hulle haat hom. Weet jy hoekom? Want hulle weet, as hulle hom erken, moet hulle knie buig voor hom en erken dat hy is die God van die hemel, die God van die hemel en die aarde. Hy is 'n struikelblok, want hy het 'n hoeksteen geword. Die mense het hom verwerp, maar ek wil vir u sê, u wat na my luister en u is ongered, u wat na my luister en sê, ag, hierdie is net 'n klomp sprookieverhale. U wat na my luister en u sê, ag, wat, as ons dood is ons dood. Jy gaan eendag voor 'n lewendige Christus staan, voor die wittroon oordeel,
waar jy gaan verantwoordelikheid doen oor jou geloof in hom, jou ongeloof in hom. En jou uiteinde is die poel van vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Die poel van vuur, die hel, is nooit gemaak vir die mens nie. Maar ons mense gaan waar ons Vader is. As jou vader die duiwel is, soos Jesus Christus op 'n punt sê, en hy sê, jou vader die duiwel, dan gaan jy natuurlik na jou vader se huis toe, en dis die poel van vuur. Maar as jy Christus Jesus aangeneem het, en jy het 'n Vader in die hemel, wat lief is vir jou, wat hom bekommer oor jou, wat jou beskerm, wat jou deurdra, wat jou help dag vir dag, dan gaan jy natuurlik hemel toe, want jy gaan na jou Vader se huis, want Jesus sê, in my Vader se huis is daar baie wonings, en wanneer ek gaan om daai wonings te gaan voorberei. Hy gaan hulle mooi uitvee, verf, skoonmaak, regmaak, en as hy klaar is, dan kom hy om ons te kom haal, en dis baie naby. Dink nou net, ons bou 'n huis op aarde. Dis nou net my denke. Dit vat ons 'n maand, sy huis klaar gebou. Christus is besig om my huis te bou vir meer as 2000 jaar al. Alright, ek het nou nie skrif daarvoor nie, behalwe dat hy gesê het, as hy klaar is, om ons plek voor te berei, gaan hy ons kom haal. Hy het ons nog nie kom haal nie, dan word hy nog nie klaar. Hy is nog besig. Kom ons gaan aan. Vers 8, vir die wat hulle daarteen stamp, is hy dan die steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Daar's baie wat jy die evangelie voor kan verkondig, maar hulle is bestem vir die hel. God sê so. Nie omdat God gesê het, sekere hoeveelheid mense gaan hel toe, en sekere hoeveelheid mense gaan hemel toe nie. Nee. Dis nie wat dit gesê is nie. Dis die kalvinistiese uitverkiesingsleer, wat nie van die Here is nie. Die evangelie word verkondig aan almal. En as jy die evangelie aanvaar, dan is jy 'n uitverkorene. Dan is jy bestem vir die hemel. 'n wedergebore mens is bestem vir die hemel. 'n onwedergebore mens is bestem vir die hel. En God weet wie hom gaan aanneem en wie hom nie gaan aanneem. God weet wie gaan sondig teen die Heilige Gees en wie gaan nie. Maar nogtans gee God daai man 'n geleentheid. Hy gee my die opdrag, gaan en verkondig die evangelie aan alle nasies. Aan alle nasies. Maar alle nasies gaan nie luister nie. Kom ons gaan aan, vers 9. Maar julle is, en hier kom ons by die heerlikheid van hierdie evangelie. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Ek het dit al hoeveel keer gesê, jy's 'n uitverkore geslag. En hier wil ek nou 'n klip in die bos gooi, en baie mense weet nou al, jy's nie die bruid van Christus nie. Hier staan dit. Jy's nie die bruid van Christus nie. Israel is die vrou van die lam, die bruid van... Nergens in die Bybel lees jy die term bruid van Christus nie. Ja, hy vergelyk dit, die verhouding wat ons met Christus het, soos 'n man en 'n vrou. Maar dit beteken nie ons is die bruid nie, want die bruid, as die vrou nog steeds bruid is hy nog nie een met die man nie. Ons is reeds een met die man. Ons is reeds deel van die bruidegom. Ons is reeds deel van Christus. Ons is reeds deel van sy liggaam. Hier sê hy, ons is 'n uitverkore geslag. 'n koninklike priesterdom. My vriend, jy's 'n uitverkore geslag. Jy hoort, as jy wedergebore is, hoort jy in die liggaam van Christus, in sy familie. En jy kan jy nie hel toe gaan, die hel wil jou nie hê nie. Jy's gespoil, jy's klaar op pad hemel toe. En dan is jy 'n koninklike priesterdom. Met ander woorde, terwyl ek vir u preek, voel ek nie minderwaardigheid. Ag, weet jy, hierdie ou evangelie, sal jy nie asseblief maar die Here dien nie. Weet jy, is... Nee, ek is 'n koninklike priester. Ek kyk na jou en ek sê vir jou,
kry jou lewe reg, Christus gaan kom. Ek kyk na jou en ek sê, los daai verborgde sondes, Christus kom. Ek kyk na jou en ek sê, wees lief vir jou medebroer en suster, Christus kom. Ek kyk na jou en ek sê, skyn die heerlikheid van God uit jou lewe uit vir die wêreld daar buite, Christus kom. Ek sê dit op gesag van 'n koninklike priester. Jy is ook 'n koninklike priester. En ek weet dat ek nou hier sal moet ophou. Maar ek gaan nie hier ophou nie, want ek het soveel meer om te sê. Jy is ook 'n priester. En jy het dieselfde gesag om op te staan en die Bybel in jou hand te vat en te sê, ek breek die boodskap wat Christus Jesus gedoen het aan die kruis van Golgotha. En ek sê vir jou dat God sê vir jou, bekeer jou, want die tyd is nou. Kom ons gaan na die volgende gedeelte. Om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Maar ek het nou die verkeerde skrifgie gelees. Ons is by 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Jy's 'n volk wat heilig is. My vriend, 'n heilige volk kyk nie na pornografie nie. 'n heilige volk haat nie sy naaste nie. 'n heilige volk vloek nie. 'n heilige volk laat die Heilige Gees hom losmaak van die wêreld. En jy's 'n heilige volk, jy's deel van 'n heilige volk. Volk as eiendom verkry, jy's die eiendom van Jesus Christus. 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties nie? Is dit nie iets waaroor ek kan jubel en kan juig en kan skree en kan sê, maar God is in beheer, want hy het my geroep uit die duisternis na sy wonderbare lig. Ek was in die duisternis. As ek vir jou moet vertel in wat 'n duisternis ek was, sal jy dalk glad nie ooit weer met my wil praat nie. Daaroor stem ek nie saam met jy moet op 'n kansel klim en jou getuienis vertel en sê hoeveel drank jy gedrink het en hoeveel seksuele sondes jy gehad het en hoeveel mense jy bedrieg het en nou het die Here my gered. Daai is verby, dit het niks met niemand te doen nie. Staan op die kansel en jy sê ek was so in die duisternis dat ek nie kon sien nie. Maar daar het 'n dag gekom, halleluja, daar het 'n dag gekom wat die evangelie van Christus deurgebreek het en my uit die duisternis uitgehaal het en my geplaas het in sy wonderbaarlike lig. Nou gaan hy verder, hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Jy was niks. Jy was 'n helverdiende sondaar. En ek gaan die woorde gebruik wat in my hart opkom, jy was 'n stuk gemors. Jy het dalk daar in die gutter gelê, so dronk dat jy nie geweet het waar jy kom en gaan nie. Jy was die ene wat almal gesê het, pas op vir hierdie ou. Maar toe breek die lig deur. En vandag is jy deel van 'n heilige volk, uitverkore volk. Jy is deel van 'n koninklike priesterdom, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Jy het in jou lewe geen barmhartigheid gekry nie. Die lewe het jou geskop van hoek tot kant, herwaarts en derwaarts en jy het partykeer nie geweet waar jy kom nie. Dan as jy in die tronk en dan as jy uit die tronk uit, dan as jy in die moeilikheid, dan as jy uit die moeilikheid uit en dan haat hierdie ou jou en dan het daai ou weer van jou hou. Geen barmhartigheid, geen geduld met jou, geen liefde, geen niks. Maar God, halleluja, maar God in sy ryke barmhartigheid
het jou gevat uit die duisternis en jou gesit in sy wonderbaarlike lig, en nou bewys hy barmhartigheid aan jou, en nou moet jy sy lig gaan uitstraal, sy heerlikheid gaan uitstraal, sy grootheid gaan uitstraal, in 'n wêreld wat hom nodig het. Baie dankie Here dat U vir ons uit die duisternis gehaal het, in die lig gesit het, dat U vir ons, halleluja, ons woorde is te min, dat U vir ons barmhartigheid skenk. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en gaan leef in die werklikheid van, jy is geroep uit die duisternis, in sy wonderbaarlike lig in. Mag hy met U wees tot ons weer gesels. In Jesus naam. Amen en amen.